Môre my dierbare boetas. Ag ek het net vir Andrei gevra. Dit is so wonderlik om hier te wees en ek wil net vir julle so 5 of 6 geestelike waarhede lees. Once a man was asked, "What did you gain by praying regularly?" He replied, "A lot. But I would like to tell you what I've lost. Because lost is also gain. I've lost my anger. I've lost my ego. I've lost my greed. I've lost my spirit of fear, my depression, my insecurity, my fear of death, my fear of man." Sometimes the answer to prayer is not gaining, but losing, which ultimately is also gain. May I never forget on my best days that still I need God as desperately as I need Him in my worst days. En dit is vir my so mooi. 'n yes van God, 'n antwoord op gebed. You are blessed. A no from God is protecting you. En boetas, in my afgelope tyd was ek so bewus dat ek 'n nee van die Here gekry en net om later te sien hy het my daardeur beskerm. En dan die wag. As ons wag op sy antwoord, is hy besig om ons voor te berei. My dierbare boetas, moet nooit ophou om goed te doen nie. Ons as kinders van God doen nie goed om in die hemel te kom nie. Nee, ons doen goed omdat ons hemel toe gaan. The word of God is not information. Andrei het dit ook al hier gesê. No, it is transformation. En ek het nog net so 2 kies en boetas wat ek net vir julle wil sê. Ek het net so bewus geword. We must practice the presence of the Lord. Is iets om te oefen. Want hy sien net sommige tye by ons nie. Hy's altyd by ons. Amen. But you must practice it. En vanoggend wanneer jy hier uitstap, dink net hieraan. God did not add another day to your life because you need it. He most probably added because someone needs you today. En elke keer ontdek ek dit, stap jy uit by jou huis se deur, stap jy uit in die oggend, dan bring die Here iemand op jou pad. Dit maak 'n verskil. En ek wil dit net weer sê, our God specializes in extremely damaging people. He does not only raise or stir them up. And hoor nou, no, He takes them to a next level. He transforms them to be Christ-like. Amen. Ons moet so paraat wees en op ons hoede wees dat God ons nie onkant vang met ons geestelike goed. Boetas, laat hy jou maar onkant vang met jou wêreldse goed. Maar moenie laat hy jou onkant vang met jou geestelike goed. Here, ek wil net vanoggend met 'n gebed sê. O Here, dit is so wonderlike thirsty place hier, Here. Jy's net om vanoggend hier na toe te ry. Moet jy in die kar te praat en hier te kom en boetas en hulle gemeensaamheid te sien. Omgee, 'n drukkie gee. Ek het die week weer net gesien wat doen 'n drukkie.
Jy plaas oor wat in jou hart is in 'n ander persoon en hulle raak so bewus daarvan. Moenie nalat om drukkies te gee, Boeta. Yes, thank you. As jy vanoggend by die huis kom, gaan gee jou vrou 'n druk. Thank you, Jesus. En soos ek sien Charlie Kirk sê, wat hy jou vra, wat kan ek doen om jou beter lief te hê, my vrou? Wat kan ons doen sonder ons vrouens? Hulle is ons beloved disciples aan ons regterkant. Ag, en is dit nie so mooi om te sien wat nou in Amerika gebeur? Die een ouetjie sê, I went to church for the first time in 7 years, because Charlie is not there, I'm going in his place. Bybels verkoop. Dit is ons God. Dis baie keer so upside down evangelie. Hy doen goed op sy God eie manier. Amen. Amen. Ek het hom so lief. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dankie vir Andrei. Dankie vir sy familie, sy kinders, sy kleinkinders. Dankie vir elke boeta wat vanoggend hier so sit, Here. Hy het niks uit sy eie inisiatief gedoen nie. U het in sy hart gespreek om hier te wees. Dankie dat u so verskil maak in ons lewe, so ongelooflike verskil. En ons moet so passievol wees vir die verlore siele. Boetas, ek wil dit net bietjie deel. Gisteroggend toe ek met die manne kom daar by York en York, en hoe Waverly, sê hulle vir my, oupa, ons was gister 10 mense wat hier gewag het, ek het nie eergister gegaan nie. Ons was 10 mense wat hier gewag het, al 10 is opgetel daai dag. En nou het ons al gekom, ons bid nie dat hulle net opgetel word nie. Ons bid dat hulle 'n werk sal kry. Amen. Amen. Dankie, Vader. Want as daar op straat is ons bedieningsgrond. Getuig tydig en ontydig. Amen. Dit maak so 'n verskil. En ek is so lief vir elkeen van julle in hierdie plek. O, as jy die Vrydagoggend hier wegstap, dan wil ek hardloop om die evangelie te gaan bedien. En ek wil net bid vir Wilbur en vir Richie en almal betrokke. Ag, om hulle video's te kyk is so 'n belewenis. Verskil wat hulle maak in mense se lewens. En as jy 'n getuie het, my boeta, bring hom. Dit laat mense sien, en dis wat vir my die wonder van hierdie bediening is nie pastore nie, niks fout met hulle, dis nie dominees, dit is gewone mense, loodgieters, mechanics, ligreëlaar tegnikuste, wat die woord breek, dan sny hy diep. Ek het al my grootste bemoediging in my lewe, het ek nie ontvang, en ek sê dit met groot respek, nie van 'n dominee of van 'n pastoor, ek het dit gekry van 'n gewone boeta in Bridal Chamber of by House of Bread. Dis waartoe ons almal geroep is. Amen. Thank you, Lord. Maar dis nie wat saak maak nie, dis die siele wat saak maak. Want as ons na daai stad kyk, dan weet ons een ding. Christ have died for each and every soul. Christus het vir almal gesterf. Elke siel. En hier sit ons vanoggend in Bloemfontein as die geregtelike hoofstad, judicial capital. And each one of us are on this journey. Jy is op pad iewers heen. En dit maak my hart so bly as ek manne sien wat hier opdaag.
Vrydagoggend so vroeg hier te wees, beteken jy wil bemoeienis maak. You want to interact with the King of Kings and the Lord of Lords. En soos Rita verlede week gesê het, en Chris het daai video uit hom afgeneem van haar, en hy moet hom sommer op die desktop sit vir wanneer as hom gaan nodig hê. Sy sê sy word wakker. Rita McPherson het sy bedien het verlede week. Sy word wakker die oggend. Toe ek vanoggend hier in 4:00 maak die Here my wakker en I saw a mighty army in this place. It was truly a mighty army, and I stopped in front and I said to her, "Why is there so few cars?" Because that's not what I saw in the spirit. And I had a moment of confusion. I said, "That's not what you showed me." He says it's not the amount of people. It's the praise. It's truth. Truth shall prevail. En sy sien die house of bread in die bridal chamber, maar sy sien die plek is vol engele. En toe sy hier aangery kom, sien sy, maar hier is die karre nie. Maar hier is nie karre nie. So met watter oë kyk jy vanoggend? En Gehasie, en God wys vir die profeet, hy sien die engele raak, maar sy diensknegt langs hom sien dit nie raak nie. Hy sê, maak jou oë oop dat jy kan sien. So Vader, ons gebed is vanoggend dat U ons geestelike oë oopmaak, dat ons om ons kyk met spiritual eyes. Maar dat ons nie kyk die lees sitplekke nie, maar dat ons kyk dat elke sitplek, elke plek is hier gevul. En ek dink aan gisteroggend wat, terwyl ons in gebed was, wat Barend gesien het, voor elkeen van hierdie 4 lewende wesens staan 'n engel. Maar hy staan met 'n spies. Hy sê hy kan nie sien nie, maar die spies is so lank wat opgaan. En elkeen van hulle het 'n engel voor hulle wat daar staan. En hoeveel keer het ons nie al hier gebid en dan sien ons die engele en wat hulle doen en wat hulle beweeg. Vader, ons is net hier vir U. Net hier vir U koninkryk. Ons is net hier vir die taak wat U op ons hart gelê het. Waarvoor U ons geroep het. Ons oë is net op ewigheid. Eternity. Ons kan nie na hierdie wêreldse dinge om ons kyk nie. Ons wil U loof en prys vir hierdie oggend. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Vader, ek bid dat U die woord, Heilige Gees, ek wil my net self neerlê, gees, siel en liggaam. Dat Heilige Gees alleen die woord sal bring vir oggend. Ek wil niks wees, sodat U alles is. Ek bid dat die harte besny gaan word vir oggend. Want U is 'n waarmaker van U woord. En ons prys U daarvoor, in die naam van Yeshua, Jesus Christus. Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Man, soos ek al gesê het, ek wil eintlik nie staan nie, ek wil sit. Want as jy staan, is dit altyd voel dit of jy meer is iets as julle, en ek wil eintlik, ek is net hier om te dien. Ek is net hier om julle te dien en voete te was. En kom ons vertrou Jesus wat hy wil doen vir oggend. Ek weet hy is hier om harte te besny en lewens te verander. En toe ek voor 4 uur inry vir oggend, ek ry altyd daar Langehoven Park om, en dan kom ek mos nou daar verby Byns Game Lodge,
op linkerkant en dan blaas ek die shofar daar by daai eerste robot. Ek blaas hom by die tweede een en dan blaas ek hom op die N1. Want dis die pad wat van Kaapstad af Jerusalem toe gaan. Dan blaas ek hom daar, sê vir die laaste 10 jaar, Vrydagoggend 4:00. Dan blaas ek op die N1, blaas ek die trompet. So it's Table Mount to Temple Mount. Dis Afrika het 'n spesiale roeping. En toe ek daar by Baines Game Lodge verbyry vanoggend. In daai selfde tyd toe sien ek daar trek so 2-3 karre daar uit en ek sien die ligte brand en die karre staan daar. En as ek daar ingegaan het en ek wil een oggend daar ingaan 4:00 die oggend. Ek sê vir julle as ek 4:00 die oggend daar ingaan, is daar meer manne daar as daar wat daar vanoggend manne hier is. Maar hulle is vir die verkeerde redes daar. Ja, ons kan een oggend gaan, die wat saam 4:00, dan gaan ons daar in. En ons gaan kyk. En ek sê vir julle, en ek kom uit daai wêreld uit, dis nie vir my snaaks nie. So, al wat ek Jesus prys vir oggend, ek het nie sy kop vir oggend nie. Ek het nie daai ou se hoofpyn vir oggend wat nou met werk toe gaan nie. Want ek ken daai hamer gaan hom bietjie piets vandag. So nee, dis maar die prys wat jy moet betaal, maar ons moet bid vir hulle. En die vraag is vir oggend, as Jesus, ek en Barend sit en praat, en ek het al baie hierdie gedink, as ons weet, in hierdie debat, ek wil net iets vinnig begin neersit, wat Dani Botha begin het, en ek praat gister met Rooyes vandag, ek sê, weet julle, daar's goed en sleg in hierdie. In hierdie hok het hy nou kom skit. Dani Botha het nou 'n hok kom skit wat sê die 23ste, 24ste September. En hy staan daar op met sy lewe, kom Christus terug. En ek sê, as iemand 'n datum moes gekies het hy een van die, as ek 'n datum moes gekies het, sou ek ook daai datum gekies het. En dis nie te sê dat Christus nie gaan kom nie, maar lewe jou lewe so, asof hy vandag reeds hier is. Moenie voorberei vir die 23ste nie, berei voor vir vandag. Dis hoe jy moet leef, dan gaan jy nie omgee vir die 23ste nie. Ek onthou toe ek eksamen probeer skryf het, dan leer jy so en jy spot so, dan hoop jy vir iets. En jy wat hoop kry dit nie. Maar dan is jy gereed is vir 'n eksamen, en jy's voorberei vir dit, dan is daar nie iets om oor bekommerd te wees nie, dan gaan jy daarin. Partykeer kan jy dit oordoen, en dan probeer jy nog iets deurlees, dan is jy op 'n plek wat sê, maar ek is deur hierdie goed al hoeveel keer. Maar al wat jy moet doen, dit moet nie vir jou effort wees nie, om in 'n verhouding te wees met Jesus Christus, kan nie vir jou moeite wees nie. As dit vir jou moeite is, dan is jy in godsdiens. Dankie Willie. So al is daar klein iets wie jou pla, is goed, maak hom reg. Leef jou verhouding so, jou verhouding met jou kinders, is jou verhouding met jou vrou moeite, is jou verhouding met jou kinders moeite, is jou verhouding met jou beste vriend, is dit moeite om met hom te gesels, of hoekom is jy in verhouding? Want om in 'n verhouding met die koning van die konings te wees, moet gemaklik wees. Nou in dit wat Dani, ek wil vir julle iets lees in Titus 2, vers 11, 12 en 13. En hoe moet ons leef? Ons moet in die nou leef. So ons moet nie leef om voor te berei nie, jy moet voorberei wees. Jy moet reeds voorberei wees. En daar's 'n dag en 'n uur wat hy terugkom. Almal sê Jesus kan enige dag kom. Kom ek maak net hierdie reg. Hy kan nie enige dag kom nie, want daar's 'n dag en 'n uur wat hy vooraf bepaal het wanneer hy gaan terugkom. En dan sê hy van daai dag en uur gaan julle nie weet nie. Maar as jy so leef, hy sê, for the saving grace of God was manifested to all men
teaching us that denying the impurity of the worldly desires, teaching us that denying the godliness and the worldly lusts, that we should live soberly, righteously, godly in this present world, waiting for the blessed hope and the glorious appearing of the Lord, of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ons moet so leef asof hy reeds vandag kom. Dan wil ek vinnig iets sê oor die wegraping. En baie vra maar, hoe weet ons daar's 'n wegraping? Gaan daar so iets wees? Kom ek wys gou vir julle, daar's 7 wegrapings in die skrif wat ons kan sien, behalwe die een van die bruid en die 2, kom ons sê die 2 wat ook nog daar's eintlik 9 wat ons aanteken. Eerste een is Enoch is weggeruk in Genesis 5:24, julle kan dit gaan lees. Elijah is weggeruk. Paul is weggeruk tot in die 3de hemel, hy het 'n vision gehad. Philip is transrelocate van een plek na 'n ander plek. Ons lees dit in die woord. As ons glo dat elke letter is ja en amen, gaan lees dit in Handelinge 8:39. Jesus het opgevaar en die disippels het na hom gekyk en hulle het gesê, hierdie selfde Jesus wat so opvaar gaan weet, terugkom. Johannes in die boek van Openbaring, die apostel Johannes is opgeneem in die gees en die 2 getuienisse in Openbaring 11 vers 11 gaan ook opgeneem word. Nou in hierdie dit is Elia of party sê dit is Henog en Moses, maar ek glo dis Elia en Moses, die profete en die wet. Hulle kom af. Hulle het Moses se liggaam was daar 'n stryd geweest as jy die boek van Judas kyk. En tussen Michael die engel en Lucifer was daar 'n geveg rondom die liggaam van Moses. Moses het gesterf as ons gaan kyk. Maar Elia het nie gesterf nie. Maar al 2 van hulle gaan terugkom as die 2 getuienisse en hulle gaan loop in die stad van Jerusalem. Gaan buitengewone krag te kry en jy kan julle Openbaring 11 gaan lees. Hulle word doodgemaak, ja. Dan wil ek vir julle profesie net gee in die tyd. Ons leef, kom ek sê die volgende. En wat ek in die skrif lees is die volgende. Niemand ken die dag en die uur nie. En dan sê die skrif gaan verder om te sê, nie eers die seun van die mens, nie eers Jesus Christus, maar ons moet verstaan die volgende. Toe Jesus daai woord gegee het, was hy op aarde in sy vleeslike vorm gewees. Hy was in sy vleeslike vorm. So Jesus was Paul, he was in his carnal body. He was in his carnal body when he was on earth. So at that time, he had not received the revelation of the day of the hour. But I believe he's sitting now on the right hand of the Father. En ek dink wat die Vader weet die Seun. En wat die Seun weet die Heilige Gees. Want die 3 is 1. Die een kan nie 'n geheim vir die ander een hou nie. Maar Jesus het ook gekom en gesê, ek doen niks tensy die Vader dit nie vir my wys nie. Hoekom wys ek vir julle hierdie? Ek wil net vir julle iets deel. In Israel was daar grotte en daar's 'n groep wat daar gebly het met die naam van die Essenes. Maar dit is 'n teaching vir 'n ander dag. Johannes die Doper was een van hulle. En Johannes die Doper is die enigste een wat die Messias herken het. In Matteus 3, van vers 1 af sê hy, There's the lamb that was slain before the foundation of the earth. Hy het hom herken.
So nie die fariseërs en die skrifgeleerdes het Jesus erken nie. So in daai wat hy hom erken het, het hy geweet wat is die tyd en die uur wat hy moet kom. En ek glo as ons leef in die gees van Elia and in the spirit and the prophecy of Elijah, we will live like the sons of Issachar. Die seuns van Issachar ken die tye en die seisoene. Luister, daar's 'n verskil tussen 'n dag en 'n uur en 'n tyd en 'n seisoen. Verstaan julle? 'n Dag en 'n uur is, jy sê die 23ste September gaan dit gebeur. Ek glo met my hart, ons ken nie daai dag en die uur nie. Maar 'n seisoen beteken, as ons sê die seisoen is tussen 2020 gewees en 2032, dan het ons 'n tyd afgesper wat sê, in hierdie tyd kan ons sien gaan die Messias terugkom. En dan kan ons Bybelprofeseë sit, want hy sê my kinders, ek wil nie hê julle moet onkundig wees rakende dien nie. Jeremia 8:7 kom, hy sê, hy het dit vir die ooievaar, dat ek dit vir julle wys. The stalk and the cradle. Jeremiah 8:7. Hy sê die ooievaar, even the stalk in heaven knoweth her appointed time. Sien julle daar staan, know her seasons. And the turtle and the swallow and the crane have watched the time of the coming. But my people have not known the judgment of Jehovah. Nou as ek vanoggend hier inry, dink julle daai manne by Baines Game, dink julle hulle ken die tyd en die seisoen? En dis wat hy woord sê. My people have not known the judgment of Jehovah. So wat geskryf is, wat Jeremia geskryf het, en wat vandag in die stad van Bloemfontein gebeur, is dieselfde. God se woord verander nie. Generasies kom en generasies gaan, maar daar's een generasie wat nie gaan sterf nie. Hy sê dit vir ons, 1 Korintiërs 15, vers 52. Gerrit, Nel, Daru de Wet, almal van hulle het nie voorberei vir 'n wegraping nie. Hulle was gereed om Jesus te ontmoet, want almal gaan nie. Hy sê, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. Met ander woorde, almal gaan nie in hulle aardse, hulle gaan nie sterf en in die aarde ingaan nie. Hierdie aardse liggaam, almal gaan nie sterf nie. Daar's die een generasie, en ek glo met my hele hart, ons is die generasie wat nie gaan sterf nie. Terwyl ons hier is, in 'n oomblik en 'n oogwink, want ons kan dit nie met jou gedagtes uitredeneer nie. In 'n oomblik en 'n oogwink. Nou, in hierdie seisoen, dis waartoe ek wil gaan om vir julle te verduidelik, in hierdie seisoen waarin ons nou is daar in Levitikus 23, is daar 7 feeste. En die eerste fees, ek gaan net vir julle die eerste 3 noem wat vir julle, eerste een wat bekend is. En ons kom ons noem dit in die wêreld, vier die volgende fees, Paasfees, wie ken dit? Almal ken dit. Pinkster, wie ken dit? Trompettefees, wie ken dit? Baie min ken dit. So daar's 3 groeperings. In Paasfees is daar 4 feeste, 3 feeste. Daar's Paasfees, ongesuurde brode en eerste vrugte. Dis die eerste fees, maar ons noem hom Paasfees. Dan kry ons Pinkster, 50 dae daarna. Dan kry ons 'n volgende fees, Trompettefees. En daai fees het die vyand ingebring. As ek sê die vyand, dan praat ek van Lucifer. Satan homself het dit ingebring en hy het die liggaam van Christus versleier en verlei en manipuleer met onwaarhede, dat ons nie hierdie fees moet raak sien nie. Ons noem hierdie fees die fees van trompette. Ons kry dit in Levitikus 23 en hy gaan hierso van vers 23:4 Speak unto the children of Israel, saying to them, in the 7th month,
is the first day of the month. Nou, as ons sê in die 7de maand, kan ons nie dink Januarie, Februarie, Maart, want dit is 'n Romeinse kalender. Ons moet na 'n Hebreëse kalender toe gaan. Die 7de maand is die maand wat ons nou inleef. Ja, dis die maand waarin ons nou huidiglik leef. En in hierdie maand wil ek julle die volgende wys. Ek vertrou ek gaan daar, hier het ek die kalender gekry. Sien julle daar staan Tishri. Daar staan Elul. So daai maand het 30 dae, Elul. En dan Tishri. Sien julle daar wat Tishri staan? Die eerste Tishri is die fees van trompette. Ek wil dit nie ingewikkeld maak vir julle nie. Ek wil dit eenvoudig. I want to do it. I want to explain it very easy to you. Want op die eerste gebeur wat in 1 Korintiërs 1 vers 52 wat ons nou gelees het. 1 Korintiërs 15. Ek is op pad om vir julle iewers te vertel wat gebeur op hierdie dag. Behold, I will show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all change. In a moment, in a twinkling of an eye, dan staan daar, at the last trump. Sien julle daar, by die laaste bassein. Het julle al gehoor, al sê Jesus terugkom, die bassein gaan blaas. Die bassein is die fees van trompette. Hy is verskans, dat ons dit nie moet raak sien nie. Laat ons nie sy koms moet sien nie. So as die vyand iets wil doen, en hy wil dit goed doen, ek het jare terug met Mark Bultz gepraat, as jy vandag in 'n beroep is, en jy's 'n sakeman, en kom ons sê jy's 'n makelaar, hier's jou afspraakboek, hier's jou dagboek, met al jou kliënte. Maar jou oppositie hou nie van jou nie, en hy wil jou kliënte hê. So wat gaan die beste ding wees vir hom om te doen? Om jou dagboek te vat. As jy nie 'n dagboek het nie, kan jy nie by jou afsprake uitkom nie. Stem julle saam met my? So wat het die vyand kom wegvat van ons? Die dagboek, die kalender. Die kalender, en ek sê weer, die kalender is nie daar vir 'n dag en jy moet, die Jode berei voor, in hierdie seisoen, in hierdie maand van Elul, is daar 30 dae, dan is dit die fees van trompette, en dan is daar 'n dag wat hulle noem, die groot versoeningsdag. Luister mooi, in hierdie versoeningsdag gebeur daar iets. Dis wanneer God terugkom en hy stuur sy seun terug om die aarde te kom oordeel. Daar's 'n dag en 'n uur wat hierdie goed moet plaasvind. Die trompettefees, die trompet is wanneer hy sy bruid gaan kom haal. Nou in daai 10 dae gaan die Jode en hulle bid. En dis waartoe ek vanoggend vir julle met julle wil deel. En ek het dit Woensdag in die disippelskap het ek dit begin deel. Manne, luister mooi vir my. As jy nou aandag gee en as ons nou fokus wat die Heilige Gees vir ons wil wys vanoggend. Ek gaan in die boek van kom ek begin, laat ek net vir julle sê, ek begin by Levitikus 27, vers 32. En in Israel gebeur die volgende. Met die Lewiete is die priesters, elke keer met Rosh Hashanah, met hierdie fees van trompette gebeur daar iets, maar in die boek van Levitikus gaan Vader God en hy sê vir die volk van Israel, bring al julle vee bymekaar, bring al julle skape bymekaar en sit dit in 'n kraal.
Nou ek het op 'n plaas groot geword. Ek wil vir julle wys hoe dink 'n boer. 'n Boer het 'n plaas, maar in 'n plaas, veral as jy met skape boer, het jy verskillende kampe. Kampe is omheinings, verskillende grootte grond, en dan skuif hy sy vee partykeer van die een kamp na die ander kamp oor die weiding wat hy die weiding wil bespaar. Maar in elke kamp, my pa het altyd 'n skaapboek gehad, en in daai boek was daar skaapgetalle. Luister mooi, ek is op pad iewers heen om vir julle iets te deel wat Vader God wil doen, en wat hy sê in sy woord. Hier het hy 'n skaapboek gehad, dan ry ek as 'n klein seentjie saam met hom, en ons stop by die kamp, en hulle bring al die skape bymekaar, in die hoek van die skaap, en hy gaan staan, almal staan so, en hy maak 'n opening daar, en hy begin laat die skape uithardloop, een vir een, en hy tel die skape. En so moet jy keer dat daar nie skape agter jou verbykom nie, want dan tel hy hulle mis. Nou, daai jare is daar 'n skaap verbykom of as hy mekaar spil, dan het hy so nou en dan 'n bietjie Frans tussenin gepraat. Maar dis maar hoe hulle was. So they counting the sheep. Nou dieselfde wat daar gedoen het in Israel gebeur. Hulle het die skape in 'n sheep pen gesit. Sien julle daar? Hulle het dit in 'n sheep pen gesit. En dan het hulle elke keer die skape laat uitgaan. En dan lees ons kom ons lees wat sê die woord van God. And concerning the tithe of the herd, and of the flock, and even whosoever passes under the rod, the 10th shall be holy unto the Lord. He shall not search whether it's good or bad, neither shall he change it. If he change it, then both it will be changed. Therefore it shall be holy, and it shall be redeemed. So daar was 'n herder gewees, en hy het 'n staf gehad, en hy het hierdie staf in rooi ink gesit. En elke 10de een van die skape wat verbykom, het hy 'n merk met rooi ink op die skaap se kop gesit. So in die geestelike, kom ek wys julle wat staan in Esegiel. Hierdie was die fisiese skape. Esegiel 20. God kom in die fees van trompette in Israel glo hulle hierdie met hulle hele hart. Esegiel 20 vers 37. Hulle glo dat God wat elke haar van jou hoof ken, onthou julle nou het ek vir julle gewys hoe lyk Los Angeles, hoe lyk die stad, hoe lyk die siele. So Vader God wat alles geskaap het. Volgens Joodse tradisie kom een keer 'n jaar en dan kyk hy na al die siele in die wêreld. En dan besluit hy wie gaan verby vir die volgende jaar en wie gaan nie verby nie. Elke keer tussen die fees van trompette en Rosh Hashanah. En dit is hoe hy kyk na dit. En dan kom Esegiel en hy sê die volgende. En hy bring 'n woord as 'n profeet vir hierdie volk wat in ongehoorsaamheid is. En hy sê vir hulle, and I will bring you into the wilderness of the people, and there I will plead with you face to face, as I have pleaded with your fathers in the wilderness and the land of Egypt. So will I plead for you, and I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant. So God sê vir Esegiel, ek gaan laat julle so skape verby my gaan,
En ek gaan vir die skape wat se hart toegewy is aan my, 'n merk op hulle voorkop gee. Want jy sien, ons leef in 'n dwaal as Christene, en ons dink as ons net kerk toe gaan, of as ek Sondagskool was, of ek is aangeneem en voorgestel, het ek die tap van die rot gekry. En dit is nie hoe dit is nie. Want Vader God kom sê in hierdie laaste dae, Esegiel 34, en dis nou die tyd waarin ons in Suid-Afrika en waar in die wêreld leef. Kom ek lees vir julle vers 15, 17. I will feed my flock and I will cause them to lie down, saith the Lord. And as for you, O flock, thus saith the Lord, behold, I will judge. En as jy in die regterkant kyk en sê, O my flock, thus saith the Lord Jehovah, I will judge between the sheep and the sheep. So Vader God kom, hy sê, ek gaan nie meer oordeel tussen skape en bokke nie, maar hy sê dat die oordeel begin by die huis van die Here. Ek gaan tussen my skape en my skape begin oordeel. Maar hoe weet ek gaan hierdie merk kry? Hoe weet ek? Want jy sien, ons kan hom nie mislei met ons dade, of ons met ons woorde, of met vals dade nie. Dis net jou hart wat toegewy is aan hom. So in hierdie van Esegiel 34, ek wil vir julle vers 20 lees. And my flock, the trodden thing of your feet consumeth, and the trampling thing of your feet drinketh. Therefore thus saith the Lord Jehovah, I will judge between the fat sheep and the lean sheep. So luister mooi hierso. Ek het vir hulle gesê, David Wilkerson het al in die 80s, hy Times Square in New York, en hy was fire and brimstone, het hy al 'n woord gebring, passing under the rod. En toe lyk die wêreld nog nie soos wat hy vandag lyk nie. Ons is in daai laaste van laaste uur in tyd, waar ons is, en waar ons leef. Kom ek wil nou vir julle, terwyl ons daar is, kom ek gaan, en dan wil ek hier na 'n plek toe gaan in Esegiel. Julle kan hom gaan merk, Esegiel, kom ons gaan 7 vers 1 eers, en 7 vers 17, 7 vers 1. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, vers 14, They have blown the trumpet, even to make all ready, but none go to the battle. Vader God sê vir ons in Bloemfontein vandag, hy sê, ek het my bassein geblaas, ek het julle geroep, maar julle maak nie gereed vir die oorlog nie. Hy sê vir Suid-Afrika, ek het die bassein geblaas, ek het julle geroep, maar julle maak nie reg vir die oorlog nie. Vanoggend toe ek aan Baren praat, sê hy vir my, as ons weet, vandag is jou laaste dag, of Woensdag as 5 dae oor, indien Dani Botha reg is, indien hy nie verkeerd is nie, maak nie saak nie. My vraag is die volgende, as jy weet jy het 5 dae oor, en dan is dit so, as jy weet, wat gaan jy anders doen, as wat jy nou doen? Davey, if there's 5 days left, what else will you do? What different will you do that you are doing currently? As jy drasties iets wil verkeerd, of wil iets anders begin doen, en ingaan vir gebed, beteken dit, jy was nooit op die regte plek nie. Maar God is sy genade, is oor een en elkeen van ons. Want daar is skape, wat die stem gaan hoor, al hoor hulle hom vanoggend hier,
wat gaan sê my hart wil ek verander, my hart is nie op die regte plek nie. Ek is gereed om vandag die merk van die inkers van die inkerspen te kry. En in Esegiel 8 vers 17, then he said to me, as you seen this, son of man, it is a light thing that the house of Judah, when they commit these abominations, these sins, which they commit there, for they have filled the land with violence, and they have returned to provoke my anger, and to put the branch in their nose. En dan Esegiel 9, 1 tot 6, en dis waarmee ek hier wil afsluit, en dan wil ek 'n uitnodiging gee. Hy sê, he cried also in my ears with a loud voice, saying, and he caused them that have charge over the city to draw near. En kyk wat doen Vader God, hy stuur 6 engele na 'n stad toe. Hy stuur 6, maar eintlik 7 na 'n stad toe. And every man with a destroying weapon in his hand, and behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth down towards the north, and every man in a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen. En ons is juis besig, hoe is jy geklee? And this one man with clothed linen is die hoëpriester Jesus Christus. En hy kom, and with a writer's inkhorn, luister wat het hy by hom, a writer's inkhorn, 'n skrywer se inkpen, by his side, and they went in and stood beside the brazen altar, and the glory of the Lord of Israel was gone up from this cherub, where he was, to the threshold of the house. And he called the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, through the midst of Bloemfontein, and set a mark upon their foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that they done in your midst. And the others said in my hearing, go after them through the city, smite them, let not your eyes spare, neither have pity upon me. Slay the utterly, the old, the young, both maids, and the children, women, but come not near the men, upon whom is the mark. Moenie naby hulle kom, wat die merk dra nie. Want jy sien, as ons gaan lees, in die boek van Laodicea, van Openbaring 3, hierdie gemeente, and unto the angel of the church of Laodicea, these things saith Amen, the faithful and the true. I know your works, you are neither hot or cold, but because you are not hot or cold, but because you are lukewarm, I will not give the mark upon your forehead. Dis dieselfde. Omdat jy lauwarm is, gaan jy deel van die 9 wees en nie van die een wat ek nou gaan merk nie. Ek gaan jou uitspoeg. Ek gaan laat jy agterbly. Want as jy agterbly, dan moet jy 'n merk vat. Of jy gaan die merk van die dier vat, of jy gaan dan my rooi merk vat, maar jy gaan deur 'n verdrukking moet gaan om by my uit te kom. So jy het 'n tweede kans, maar die tweede kans gaan jy 'n tweede dood moet sterf. En ek praat hierdie week en ek deel met iemand oor my lewe en ek het al hoeveel keer met julle gedeel wat ek op 'n plek gekom het, wat ek 'n trok gekry het van voor en in 'n split sekonde het Jesus Christus my weggeruk, soos Freek sê, soos brandhout uit die vuur, so that I can sit here this morning, Paul, and when this message is burning in my inner beings, I have to come and release it, even if we are only a few men, al is dit net vir een man bedoel.
en hy het my soos brandhout daar uitgeruk. Elke dag as ek opstaan, dan leef ek vir een. Ek lewe vir ewigheid, ek lewe nie vir die wêreld nie. So my eyes are set upon eternity, but I'm in this world, and in this world I still have to do business, and I still have to look at kingly business, wat ek nog steeds, want die koninkryk moet aangaan. As ek weet, Jesus, Martin het jare terug vir my gesê, as ek weet, hy kom môreoggend, dan moet ek vandag 'n boom plant. Hoor julle wat ek sê? As ek weet, hy kom môreoggend, as Dani Botha sê, Jesus kom Woensdag, plant vandag 'n boom. Want 'n boom groei nie in 'n dag nie. Maak gereed asof hy nie kom nie, maar berei jou voor asof hy kom. Want jy kan nie gaan op 'n plek en 'n woord hoor wat iemand sê, hy kom Woensdag en nou jou besittings gaan verkoop en onder 'n boom sit en wag dat hy moet kom nie. Daar's siele en daar's 'n wêreld wat gered moet word. En vanoggend en hierdie week, en ek wil in hierdie huis is ons nie skaam om te praat of om goed te noem nie. Hy sê daar in Revelation, Openbaring 3 vers 10, Revelation 3:10, Brother Paul, hy sê, because you have kept the word of my patience, I will also keep you from the hour of temptation. Ek sal jou die rooi merk gee. Jy sien die bruid is 'n remnant. Die rooi merk is 'n remnant. Is 1 uit elke 10. Hulle sê daar, it's not about the condition of the sheep. Every 10th one, the Lord will put a tap upon his forehead. Elke 10de een sal 'n merk kry. En ek dink in 'n paar jaar terug, en ek is so bly jy's vanoggend hier, en ek onthou op 'n dag, en ek en De Villiers, ons ken mekaar jare en is vir familie, en in dit onthou ek op 'n dag toe ek met jou deel my getuienis van die trok. En die Heilige Gees sê vir my, herinner vir De Villiers toe hy op gunpoint was. Daar was 'n dag gewees waar daar rowers in sy ma in sy ouers se huis ingegaan het, en hulle het die geld gevat, en hulle het 'n revolver getrek op hom, en hulle het hom oorgehaal, en hy sal dit kan beam vanoggend. So hy weet hoe voel dit om op gunpoint te wees. En my vraag is vanoggend, as hulle die sneller daai dag getrek het, was jy gereed? Charlie Kirk was gereed. Hy was bereid om te sterf as 'n martyr. So Chris sit vir ons daai Piet Smit op, dan doen ons 'n uitnodiging vir mans wat net voel, jy in jou bank staan waar jy staan, as jy voel vanoggend, ek wil net dit gaan nie oor wedergeboorte nie. Dit gaan oor, wat die woord wat ek hoor in my gees is die volgende. It's all about perfect alignment. Perfect alignment. Perfect alignment means to come and stand under the plumb line. Under God's plumb line. Onder sy geregtigheid. Jy kan hom jare terug aangeneem het. Pierre het altyd gesê, 1940 onder 'n moerbeiboom het jy Jesus Christus aangeneem, hy het so 'n plekkie in jou hart, klein plekkie in jou hart. Het gaan daaroor, he's my king, he's my Lord. Ek neem hom vandag aan en ek neem 'n besluit vandag. Teshuva means to turn away. Draai jou rug op die wêreld en neem hom aan vandag, want jy weet nie wat môre vir jou inhou nie. Dis nie vir jou beloof nie. Môre is nie vir jou beloof nie. But if your life is under the plumb line of Jesus Christ,
you are ready, that He can take you any moment. He can come and take you any moment. All creation affords no equal to the Lord of hosts on high. Ek dink nie dis spesifiek to miss the mark of the enemy is to be an overcomer for the Lord. Maar die merk wat jy mis, ek is net nie seker in watter vers en watter konteks daar is nie. Daar's 'n verskil van die 7 gemeentes en die 7 wat oorwin. David, just come and stand here next to me. I want you here. I want you to come and stand here. Because you are working with prisoners. And what I just experienced, there are more people in the prison that is ready to meet their Savior than people outside the prison. I mean, if you can count the amount of people there that is set apart. There are more people free in the prison that's out of prison, but they are in the prison, than the people outside that is in a prison. So you can live in the world, be free, but you are in your soul is captive. Jou siel is gekontrakteer. Barend het 'n woord vanoggend gesê. Hy sê ons het sielskontrakte. So Vader, ek bid in die naam van Jesus dat elke sielskontrak met die tweede hemel en met die gevalle engele wat ons het en wat mense het wat hulle vashou in gevangenskap, sny ons dit met die swaard van die Gees. Ons sny daai sielskontrakte. Soul ties. Maybe it's soul ties with the world, soul ties with other women, soul ties with alcohol, soul ties with other people that lead me to destruction. So Lord, we cut it loose this morning so that our eyes can be set upon our Creator. Share with us a couple of minutes about eternity and anything that the Lord puts on your heart. Ek meen, tyd verspeel is verby. En almal wat hier is, meeste van hulle is, se harte is reg. As jy kom en sê, maar ek wil Jesus aanneem, weet jy, dan kom jy vanoggend sê, luister, ek het hom al baie keer aangeneem, maar vanoggend, today is the last time that I will go back to my old nature. Today is for eternity. Hallelujah. It's once more time a great honor for us to hear the revelations of His word, because it's only His word that can guide us to eternity. Yesterday we shared something related or familiar with the same message, and then what I remember was about you know, in the book of Noah, the Bible says God remembered Noah. He was shut up inside an ark. Now at the cross, another word for remember, one man at the cross asked Jesus to remember me in paradise. And another word for remember, you find it also in the book of Luke chapter number 16. Somewhere there you will find a rich man remembered. So what we're saying in the simplicity, we say, we will remember every word that was spoken to us. But Jesus is speaking here in the book of Matthew chapter number 4:19. He says, then He said to them, follow me and I will make you fishers of men. This is why I opened the Bible. In a very short, my time is not good for me to be here. But it's a great honor for us to come and feed our soul every morning with the fresh manna from above. We will remember everything that we did on this earth. We will remember. I will remember. We will remember. It's not a coincidence for us to come here. It's not about friends.
It's not about that we know each other from years back. But one guy phoned me in Bavianspoort, also in Brits, the north of Pretoria, this week. He know me and Friek very well. And I've forgotten about him. But one thing that he reminded me about, he said, David, you were with Pastor Fredericks. You don't remember Friek very well. He has been in prison for many, many years. This week he phoned me. He says, I remember you came with a white man and you drank from one bottle and you also drank from the same bottle. It's a true story. He remember. And the first time myself, when Friek gave me a glass of water to drink, we were in Krugersdorp. 2005 day. We were coming from Garangua. And I was very thirsty for the first time when I met with Friek. And he gave me a glass to drink. And after drinking, he also drank. But no ways. I said, nee man. Wat gaan met die boer man? Het iets gerook of iets gesmoke. Wat gebeur met die man? I was shocked and I went outside the house. And I'm sure Friek remember very well. And somewhere when I was sitting outside the house, he called me again. And when I was called, the food was set on the table for me. And Hannah and the twins, they were still young, Johan. And I was asked to eat, just to eat. I struggled to eat because I still have a thought in my mind about what I saw about the glass of water. It was a trauma like inside of me. Hallelujah. We will remember everything. But now this guy, Tabang, when he said to me, I remember when you share a bottle of water with Friek Vermaak, he quoted for me. He said, I'm giving you the verse in the book of Revelation, chapter number 3, verse number 8. He said, he spoke to me. He spoke to me. He said, I see the door has been set before you. He quoted the book of Exodus, chapter number 34, verse number 10. He says to me, I'm making a covenant with you. He said, the Lord is saying to you, I'm making a covenant with you. I'm going to, we preparing ourselves that when Jesus comes, we will never have a trauma. We will not have a stroke inside of us. And he will come. Nobody knows the hour. Nobody knows the day. Nobody knows the minute. But he will come. When you ask me, what will you do when you know that he is coming? I will keep on following him. Let's follow Jesus and make others to come and also eat what we're eating, drink what we're eating. May the Lord bless you indeed, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise him. has measured all the water in the hollow of his hand. To the breast Sit maar harder. made the heavens. Boetas kyk net dat daai foto. Die skape is in die kraal. Maar wie is die hek? In a balance Wie sit in die hek? and counts the En nou is daar twee herders. Daar's 'n gehuurde herder en daar's 'n eienaar herder. Die gehuurde herder, as die jakkals en die wolwe kom, wat gaan hy doen? Hy gaan weghardloop. Daar sit die eienaar herder in die hek. Jy moet deur hom gaan om in te kom en jy moet deur hom gaan om uit te kom. Ons aanbid die eienaar herder. Ek wil 'n laaste getuienis deel. Manne is, as jy hier sit vir oggend en jy wil dieper verhouding, en sê, gee my die merk, dan kom jy altaar toe, jy kom kniel uit. Hier hoef jy nie skaam te wees nie. Maak nie saak wie jy is nie. Ek is die eerste by die altaar. Elke keer as hy uitgeroep word, ek wil by die altaar staan. As Jesus Christus Frans de Tooy sy lewe kon verander het van 'n 28
hoof van die bendes in Suid-Afrika. 28 jaar in gevangenis. En deur Davey se getuienis en sy gehoorsaamheid, 'n 28 bende lid wat 'n satanis was, na Jesus Christus toe te bring. Davey sê, as hy hom gaan besoek in Grootvlei, en ons vertrou Frans gaan binnekort uitkom oor sy onregmatige parool. Hy sê as hy Frans kry, hy sê waar Frans altyd met sy bende en geterg was met dit en rondgeloop het, as hy hom sien, dan loop Frans met die Bybel in sy hand rond. Hy deel met ons dat sy Bybel was styf gewees toe hy hom by Angus gekry het. Hy sê hy kan sien sy Bybel is geoefen. Hy's losgelees. So Vader, kom ons staan almal op. Manne, kom ons staan op. And just give praise to him. As jy is hier vanoggend en voel, ek wil die merk hê, ek wil my lewe verander, ek wil dieper gaan, ek wil net kom in hierdie tyd van teshuwa, dan kan jy net kom en sê, maar ek kom kniel uit vanoggend, ek bring myself. So ek nooi jou vanoggend sê, Jesus, kom raak my aan. As jy net voel jy wil staan waar jy staan, kom ek doen 'n gebed vir ons almal saam. So Lord, I just pray. I bring this city before you. And now in your hand is a marker's pen. And you are looking to and fro the city, and we call out for lost souls in the city. Maybe it's your brother, it's your friend. Just call out his name before the Lord Jesus Christ. His hand is not too short to help. Just call out for your brother this morning. Call out for your friend. Call out for your wife. Call out for yourself. Say, Father, in the mighty name of Jesus, I make teshuva. I turn around this morning. I turn around and I never will look back. As if Frans de twee verander het, Lord, you can also change us. Each one of us. Set our hearts towards you. Put our hearts towards you, so that we can look upon him, Jesus Christ, the author and the finisher. Hy die werk wat hy in my begin het, gaan hy nie halfpad doen nie, hy gaan dit volledig doen. Die werk wat hy in Des gedoen het, gaan hy nie halfpad doen nie. Die werk wat hy in Regard begin het, die werk wat hy in James begin het, die werk wat hy in Jan begin het, die werk in Werner, die werk wat hy in Gert begin het, en elkeen, François, Baren, elkeen, ek noem julle by julle name, Andrei, Johan, Richie, Brother Paul, the work that he started in you, there's much greater work, Die werk wat hy, Duffy, wat in jou begin het, hy stem. Vader, ek bid dat u Duff so sal afsonder, dat die vuur van die genade, die vuur van die Heilige Gees, deur hom gaan vloei nou. Vader, ek bid elke keer, as hy op 'n plek kom, wat maats en vriende, of enig iemand om in die versoeking wil lei, dat hy sal vlug van daai plek af, dat hy sal omdraai en sê, genoeg is genoeg, ek het dit gehad, ek het dit gesien, maar ek het besluit, I've taken that decision to follow Jesus. The Lord is bringing us to that valley of decision this morning, a valley of judgment. Don't pass me by, gentle Savior, don't pass me by. Laat u genade reën op ons wees oor hierdie stad. Vader, ek luister gister na daai getuienis van daai generaal. Vader, ek bid dat u sy tong so skerp sal maak, vuur, dat geregtigheid uit dit sal kom, dat u verder sal ontbloot wat in hierdie land gebeur, dat sy getuienis Suid-Afrika gaan vrymaak. His witness will come and set this nation free, because the truth of Jesus Christ is in him.
Father, I pray even for the people that saw Charlie Kirk, that martyr, what they have gone through, will bring a nation to a repentance, and nations will turn back to Jesus Christ, because He is our Lord and our Messiah. And we can come this morning and say, thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So Vader, ek wil net hierdie saad wat gegee is vanoggend. Dit gaan nie oor hoeveel dae gegee is nie, maar ek wil dit kom seën. Ek wil dit kom waai as 'n eerste vrug voor die troon van genade. A first fruit offering unto the Lord. Thank you, Lord. I wave myself. Ek waai myself, ek wyf myself as 'n eerste vrug offer voor die troon van genade vanoggend. Dankie vir u goedheid en guns. Dankie vir 'n Melchisedek oes in lewens en harte. En dankie net that I can release now the priestly blessing over the men in this place. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavalecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavalecha Yevasim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His peace, His shalom. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, glory. Glory to the King. Dankie manne. Ons prys net die koning van die konings.